Goeiemôre. Jy luister na die reeks Kopskuif, 'n reeks waar ons nadink oor ons denke, ons brein en hoe ons gedagtes ons lewe en lewensverloop bepaal. Vir hierdie deel van die reeks fokus ons op die rol van kerngewoontes in ons lewens met die hulp van 'n boek van James Clear getiteld Atomic Habits. Vanoggend is die 81ste oordeenking en die tema is die wet van die minste weerstand. Dit is maandagooggend, die begin van 'n nuwe week, verkiesingsweek. 'n Week waarin 'n mens kan sien dat die regering nie eintlik kerngewoontes verstaan nie. Daar is nie 'n plan wat opgebreek word in kleiner, haalbare kerngewoontes nie. Beloftes word gemaak wat reusagtig, omvangryk en onrealisties is. Die wet van ons logika sê tog vir ons dat as jy nie een Lego blokkie op sy plek kan sit nie, sal jy die res ook nie regkry nie. Waar laat dit ons in die groter prentjie? Stephen Covey herinner ons dat wanneer jy fokus op jou sirkel van invloed, hoe klein dit ook al mag lyk en voel binne die groter sirkel van jou onmag, verloor jy die klein bietjie invloed wat jy tog gehad het. Wanneer jy egter fokus op die sirkel van jou invloed en jy hou aan daarop fokus en jy brei jou kennis en vaardighede uit, word jou sirkel van invloed stelselmatig groter. Ons moet pas op om nie ons gewoontes soos verkiesingspraatjies te maak nie, groot en omvangryk en onuitvoerbaar. Dit beteken nie, ons kan nie vir onsself uitdagings stel wat indrukwekkend of selfs onmoontlik lyk nie. Verseker kan ons, moet ons. Maar geen hoogspringer wat die rekord wil verbreek na 2.5 meter, sal die lat dadelik op 2.5 meter stel nie. Die hoogspringer sal met die hulp van 'n afrigter daardie droom afbreek in ontelbare klein kerngewoontes. Die beste motiveerder vir nuwe gewoontes is om die wet van die minste weerstand 'n kans te gee. Dit stel dat die mens deur alle tye heen altyd die keuse maak van die proses met die minste weerstand. James Clear verwys na die navorsing van die antropoloog en bioloog Jared Diamond, wat die teorie toegepas het op 'n globale skaal. Kyk jy na die vorm van kontinente, is die Amerikas en Afrika grootliks langwerpig, met 'n struktuur wat langs die lengtegraad noord-suid afloop. Europa weer lê langs die wes-oos breedtegraad. Dit het 'n direkte gevolg gehad op die ontwikkeling van landbou. Toe landbou wêreldwyd ontwikkel het, het graanspesies baie vinniger versprei langs die breedtegraad van Europa, aangesien die klimaat op daardie lyn baie meer konstant was vanweë dieselfde hoeveelheid sonlig en reënval. Die reusagtige landmassa van Europa en Asië het ontwikkeling dus versnel. Dit was die weg van die minste weerstand. Aan die ander kant was dit geweldig moeilik om landbou uit te brei langs die noord-suid lengtegraad, aangesien die klimaat enorme verandering toon. Die wet van die minste weerstand het die geskiedenis van ons planeet en bevolkingsverspreiding direk beïnvloed. As jy nog twyfel daaroor, kan jy eeue later nou die effek daarvan sien. Wanneer laas het jy 'n woordeboek of 'n wêreldspektrum gebruik? As jy iets sommer gou kan Google. As jy 'n nuwe voertuig oorweeg, kyk jy dadelik na 'n handrat of eerder 'n outomatiese voertuig? Die wet van die minste weerstand bepaal jou keuse. Pas dit nou toe op die haalbaarheid van jou doelstellings, jou drome, jou ideale vir môre. Ons het die vermoë om komplekse en uitdagende ideale te verwesenlik. Tog het ons nodig om dit af te breek tot kleiner, haalbare kerngewoontes. As jy vandag begin oefen en uit die staanspoor 50 of 100 push-ups wil doen, is jy môre so seer en styf dat jy liefs daardie plan vergeet. Maar begin vandag met 2 of 3 of 5. Hou net aan daarmee. In die begin sal dit lagwekkend, onindrukwekkend voel. Maar gee kans. Vertrou die proses. As jy weer sien, begin jy met vreugde 10, 11,
12, 15, 20 doen. As jy die Bybel wil deurlees, begin met 'n vers, 'n paragraaf, 'n hoofstuk. As jy 'n taal wil aanleer, begin met goeiedag en dankie. As jy 'n maraton wil hardloop, begin met 'n stap om die blok. As jy vriende wil maak, begin met hoe gaan dit met jou? As jy aan jou humeur wil werk, tel net eers tot 3. Die gedagte is nie om net maklike doelstellings na te streef nie. Maak die proses net maklik. Maak die proses aangenaam, so aangenaam en maklik as moontlik, sodat dit op die kort termyn haalbaar word en op die lang termyn 'n werklikheid. Geduld is nie verniet een van die gawes van die Gees wat Paulus in Galasiërs 5 vermeld nie. Miskien is dit juist die punt, dat ons ongeduldig is. Geduld is een van die gawes van die Gees. Kom ons bid saam. Ons gebed kom uit die groot gebedeboek. Here, ons leidsman, ons moet vandag 'n pad loop. Ons wil dit nie sonder u leiding doen nie. Maak vir ons die eerste stap in hierdie taak duidelik, al kan ons nog nie die geheel prentjie sien nie. Maak ons gewillig en gehoorsaam om u weg te volg. Weet ons nie presies waar ons gaan uitkom nie. O Here, gee ons 'n hupstootjie sodat ons aan die gang kan kom deur die krag van u Gees. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.